Kom ons lees vanmôre saam uit Handelinge 2 vanaf vers 36. Die tema dan van ons gedagte wat ons met u wil deel vanmôre is: wat moet ons doen, broeders? En dan lees ons in Handelinge 2 vers 36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Tot sover toe die woord van die Here. Ek wil vanmôre met u gesels, my broer en suster, oor die onderwerp van ons redding. Ons het laas week gesels oor die onderwerp gered of self mislei. Nou moet ons waarskynlik die vraag afvra: wat is werklik gered? Wat beteken dit om gered te wees? Die hele skrif, my broer en suster, geliefdes van die Here, is geskryf sodat ons kan weet, sodat ons sekerheid kan hê, sodat ons kan verstaan hoe om die ewige lewe te beerwe. Alles dui op Jesus en Jesus is ons redding. Ons moet dus vanmôre gou 'n bietjie kyk na die skrifte en sien hoekom, om waarom en van wat ons gered moet word. En al die heel belangrikste, hoe ons gered moet word. Jy weet, dit is baie maklik om 'n temporale visie te hê, om 'n visie te hê van die hier en die nou. Van wat gaan môre gebeur? Hoe gaan ek maak in hierdie situasie? Wat gaan ek doen in daai situasie? Hoe sal ek hierdie hanteer en hoe sal ek daai hanteer? Maar baie min mense dink en het 'n ewigheidsvisie. Jy moet onthou dat die hier en die nou 70 of 80 jaar is. Miskien as jy baie gelukkige 100 jaar, wat die Here jou spaar op die aarde. Ek het nou die môre gehoor van 'n tannie wat 109 jaar oud is. Die ewigheid, my broer en suster, is iets heeltemal anders. Dit is iets wat voor lê, dit is iets wat tyd geen waarde het nie. Jy weet, daar word 'n storieetjie vertel om te probeer wys wat die ewigheid is en die dier van die ewigheid is. Hulle sê dat 'n voeltjie was, 'n mossie, met 'n lang lewe. Hy het elke 100 jaar gekom, en daar was 'n diamant gewees, so groot so Tafelberg. En dan het die ou gegaan en hy het sy bekkie links en regs afgevee aan Tafelberg, en dan het hy gevlieg daar na Hermanus se kant toe, en dan het hy sy bekkie weer op 'n duin afgevee, links en regs. Nou die bewering is daai mossie die hele Tafelberg gevat het en hom afgevee het aan Hermanus, dan is 'n sekonde van die ewigheid verby. So dit is maar net 'n storieetjie wat mense opmaak, maar dit is 'n aanduiding van die lengte en die duur van die ewigheid, waar tyd nie bestaan nie, vir ewig en vir altyd. Dis regtig belangrik dat ons kyk, wat gebeur met ons onsterflike siele in ewigheid. U moet vandag onthou en u moet dit besef, dat elke mens wat geskape en gebore is vir ewig lewe. Nie een van ons sterf, ons siele sterf weg en word verdelg nie. Ons siele lewe altyd, ewig. Waar ons siel dit deurbring, is waar die kruks van die saak is. En dit is waarna ons vanmôre moet kyk. Daar's baie menings oor redding, my broer en suster. Daar's baie mense wat baie maniere het wat hulle verkondig waarop 'n mens gered moet word. Ons weet egter dat waarheid is iets wat alleen staan. Waarheid is iets wat op sy eie staan. Iets kan nie 'n bietjie waar wees nie. Dit is of heeltemal waar, of dis glad nie waar nie. Ons moet met ander woorde kyk, wat is die waarheid van God se woord, van die skrif van God oor ons redding? Wat bepaal of ons gered is? As te ware, wat moet ons doen? Wat moet ons doen, broeders?
Nou is dit baie maklik om te vra, en baie mense sal dit ook doen. As jy met iemand praat oor redding, oor die redding van sy siel, wat is die heel eerste ding wat jy hoor van hom? Jy weet dit baie goed, wat is die heel eerste ding wat hy sê? Die eerste ding wat jy hoor by hom is, van watter kerk is jy? Jy het dit al gehoor, Dominee Pieter sê dit gereeld, en ek ondervind dit ook gereeld. Baie ouens sal vir jou sê, ja, maar van wat moet ek gered word? Dit is miskien nou 'n sarkastiese vraag van sy kant af, maar dit dra tog water. Ek meen, dit is letterlik so, waarvan moet ons gered word? Party ons gaan vir jou sê, man, ek is 'n goeie mens. Ek probeer reg lewe. Nou, ek dink die van u wat laasweek se boodskap gehoor het, sal baie duidelik weet, dat 'n goeie mens nie hemel toe gaan nie. 'n Geredde mens gaan hemel toe. Ek wil gou dan vir u lees, en u kan maar saam met my lees, anders luister maar net. Romeine 5 vanaf vers 12 sê as volg. Ons antwoord nou 'n vraag, nê. Waarvan moet ons gered word? Hoekom moet ek gered word? Daarom, sê Romeine 5 vers 12, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie. Met ander woorde, die woord sê hier, daar is mense wat nie gesondig het, wat nie deel was van Adam se sonde nie, maar nog steeds het hulle deel gehad aan die dood. Maar, vers 15, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een, Adam, tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as te gevolg van die misdaad van die een die dood geheers het deur een die een veel meer as hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang het, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word en waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Hieruit is dit duidelik dat as gevolg van Adam se sonde, my broer en suster, elke mens op hierdie aarde gesondig het. En dit aan elke mens wat op hierdie aarde is ontbreek aan die heerlikheid van God. Party mense sal beweer dat dit onregverdig is. Want hoekom moet ek nou as gevolg van iemand anders se sonde wat hy 6000 jaar gepleeg het, hel toe gaan? Daar's mense wat beweer dat God onregverdig en 'n tiran is, omdat hy hierdie goed so bepaal het, omdat dit so is. Ons moet egter onthou met wie ons te doen het. Ons het met 'n ewige, 'n heilige God te doen. Ons het met 'n God te doen wat aan die hoof staan van sy skepping. Ons het met 'n God te doen wat sonde haat en dit glad nie voor hom kan verdra nie. Wanneer God 'n ding besluit, is dit so. Ek en u en enige ander mens besluit nie namens God wat reg en wat verkeerd is nie. God sê wat waarheid is. God besluit wat geregtigheid is. God besluit wat reg en verkeerd is. Derhalwe is dit dwaas om God
in twyfel te trek oor hierdie dinge. Dit was nog altyd in die mens se natuur om God te weerstaan en hom te beskuldig van ongeregtigheid en tirannie. Presies net wat Satan gedoen het. Dit dui op hierdie algehele verlore toestand van die mens. Die feit van die saak is God is almagtig. Kom ons herhaal dit, kom ons sê dit weer vir mekaar. Alwetend, almagtig, alwetend en ewig. Wie van u, wie van ons, wie van die mense op hierdie aarde kan beweer dat hy 10% van alle kennis wat beskikbaar is? As ons kyk na alle kennis wat beskikbaar is oor alle dinge in die heelal, kan u dink aan die magdom kennis wat daar moet wees? Wie van ons, watter mens, of hy nou Stephen Hawking is en of hy nou Albert Einstein is, kan beweer dat hy 'n persentasie van hierdie dinge weet? Wie van ons wat spesialiste is in ons eie gebied, kan beweer dat ons alles weet van ons gebied af? Watter spesialis en watter dokter wat daar ook al is, hoeveel jare se ondervinding hy ook het, weet nie alles van sy gebied af nie. Daarom weet ons ook nie alles van alles nie. Die enigste een wat alles van alles weet, omdat hy alles geskaap het, is God, geliefdes van die Here. En wanneer ons dit besef, dan besef ons dat dit hom ook die reg gee om te besluit wat geregtigheid en wat ongeregtigheid is, wat waarheid is en wat leuen is. Die skepper kan nie vir die skepsel kan nie vir die skepper sê, wat maak jy nie? Derhalwe moet die realiteit van wie God is en van sy heiligheid baie duidelik en prominent vir elke mens wees. Mense is van nature geneig tot 'n verkeerde lewenswandel. Die gedagte om hierdie verkeerde lewenswandel op te gee, is vir party mense eens te veel. Wanneer jy partykeer met mense gesels oor reg en verkeerd, oor hemel en hel, dan gebeur die ding in hulle harte dat hulle dink, o genade, as ek 'n Christen word, of as ek my bekeer, of as ek tot redding kom, dan moet ek nou al hierdie goed wat vir my lekker is opgee. Is dit nie so nie? Is dit nie so dat dit grootendeels is wat mense weghou van die evangelie en weghou van 'n oorgawe aan Christus nie? Want jy wil nie klaarmaak met jou sonde nie. Jy is van nature geneig daartoe. Dit is vir jou lekker. Jy is gewoond daaraan en jy wil nie 'n verandering maak nie, want jy kom goed oor die weg soos dit is. Dit is 'n dwaase ding, my broer en suster, soos ons net nou gesê het, maar dis 'n temporale visie. Dis 'n visie van die hier en van die nou. Kom ons kyk vir 'n oomblik na Romeine 3 vers 9. U gaan nou ongelukkig vandag, of gelukkig, waarskynlik, baie skriftekste van my af hoor. En ek dink, dit is dalk die beste. Kom ons laat God praat, ons laat sy woord praat, en ons luister wat die Here hieroor te sê het. Kom ons lees gou saam uit Romeine 3 vers 9, 'n paar verse. Hier skryf Paulus vir die gemeente in Romeine, wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. Paulus sê hierso dat hy het mense al beskuldig en hy het al vir hulle gesê, as jy ongered is jy onder die sonde. Dis 'n realiteit, dis 'n waarheid. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. In 'n mens se gevalle staat, in die staat waarin 'n mens natuurlik verkeer, is hierdie goed absoluut waar. En jy moet dit maar vir jouself dink en self oordink. Ek weet vanmôre preek ek waarskynlik vir die koor, soos die gesegde sê. Ek preek vir geredde mense. Maar dit is belangrik dat ons hierdie goed weet en dat ons die fondasies daarvan vasmaak in hierdie fundamentele gemeente van Jesus Christus. Wanneer jy hierdie goed met ander mense moet deel, moet jy die begrip en die besef hiervan hê. Daar is ook mense wat na ons luister op 'n YouTube klippie of op 'n WhatsApp boodskapie en hierdie is dalk net vir iemand belangrik,
So asseblief, verdra my maar, en ons gaan nie deur. Romeine 3 vers 12 sê dan verder, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Is dit nie waar van die wêreld, van die ongeredde wêreld soos u hulle ken nie? Is dit nie presies soos dit is nie? Is dit nie presies wat ons van onsself kan sê, voordat ons Jesus geken het nie? Nou weet ons, vers 19, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop in die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Met ander woorde, laat daar geen twyfel kan wees, dat God die reg het om jou te verdoem nie. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Jy weet die wet van die Here, ons dink maar altyd aan die 10 gebooie, ons dink as 10 reëls, en dit is die wet van die Here. Jy moet onthou dat daai wet beslaan 'n hele paar boeke in die Ou Testament. Die Jode noem dit die Torah of die wet, en daar is in totaal 613 reëls en regulasies en opdragte wat jy moet uitvoer as jy heilig voor God wil wees. En dit is totaal onmoontlik. Dit was vir die ou Israeliete onmoontlik, en dit is vandag nog vir my en vir u onmoontlik. Met ander woorde, uit die werke van die wet sal geen vlees geregverdig word nie. Vers 21 sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Nou luister nou na wat Paulus hier sê. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Geen mens kan voor God staan en sê ek het geen sonde gedoen nie. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die skrif is dus duidelik, my broer en suster, daar is 'n wet. Daar is 'n wet van God. Wanneer hierdie wet gebreek word, is daar konsekwensies. Dan is daar dinge wat gebeur. God is totaal heilig en vereis totale heiligheid, sonder enige sonde, om iemand in sy teenwoordigheid toe te laat. Met ander woorde, die hele wêreld is voor God doemwaardig, want niemand kon die wet hou nie. Elke mens, na die sondeval wat gebore is, elkeen van Adam se seuns en dogters, is in essensie verlore. Kan u sien wat Paulus vir ons hier probeer sê, wat die woord van die Here vir ons hier probeer sê? So ons kan nou duidelik sien uit hierdie skrif wat ons nou net sien, waarheid, waarom en van wat 'n mens gered moet word. Van wat? Van jou sonde wat jy geërf het van Adam. Van jou sonde wat jy in lewe. Dit is waarvan ons gered moet word. Van die dood, die tweede dood, van jou siel, jou onsterflike siel, wat vir ewigheid van God geskei word. Wanneer 'n mens hierdie fundamentele waarheid glo, en tot besef kom van die waarheid hiervan, het jy die eerste tree na redding geneem. So wanneer ons die besef kry, dat ons is skuldig, volgens die woord, dan het ons die eerste stappie geneem tot redding. Want nou gaan ons begin soek en kyk, hoe moet ons hiervan ontslaa raak? Hoe moet ons hiervan gered raak? Ons moet dalk net vir 'n oomblik kyk na die gevolge van hierdie toestand van sonde en ongeredheid. Volgens die skrif is daar 2 weë, daar's 2 paaie. Daar's 'n ewigheid van God geskei, daar's 'n ewigheid in God se teenwoordigheid. Lewe of dood, hemel of hel. Dit is wat die woord van God vir ons leer. Daar is geen goue middeweg nie. Daar is glad nie so iets
dat die siel vernietig word en in 'n toestand van nie bestaan oorgaan nie. Jou siel gaan vir ewig lewe, in die hemel, in die hel, by God of weg van God af. Kom ons kyk maar gou weer, wat het die skrif daaroor te sê. En hier kom weer 'n lekker skrifgedeelte vir u. In Openbaring 20 vers 11, lees ons 'n waarheid, wat dit vir ons illustreer dat daar twee weë is, en dat daar twee paaie is, en dat daar twee uitkomste is van 'n mens se besluite in hierdie lewe. Openbaring 20 vers 11 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Net sover. Uit hierdie skrif is dit dan baie duidelik dat daar twee soorte mense is, soos ons reeds mekaar gesê het. Daar is mense wie se name in die boek van die lewe geskryf is, en daar is ook mense wie se name nie in die boek van die lewe geskrywe is nie. Kom ons kyk 'n bietjie verder daarna. In Matteus 25:41 staan geskrywe, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. Jesus wat hier praat, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. Dit is baie duidelik, met ander woorde, dat hier van twee weë gepraat word. Weereens, mense wie se name in die boek van die lewe is, en mense wat se name nie in die boek van die lewe is nie. Mense wie se name nie in die boek van die lewe is nie, het 'n gevolg wat vir hulle voorlê, en die naam daarvan is hel. Nou, ek hou nie daarvan nie, my broers, wie sal nou daarvan hou om te hoor van die hel? Maar jy weet, toe ek my lewe vir die Here gegee het in 1983 as 'n seun, was binne in 'n koffiekroeg gewees, so 'n Christelike koffiekroeg, wat jare terug op Nelspruit was. En die aand het hulle 'n predikant of 'n pastoor of 'n prediker gehad uit Amerika uit. En die ou het oor die hel gepreek. Jy weet, ek kon al die vlamme in my voel brand, soos daai man oor die hel kon preek. En ek het tot die besef gekom en ek tot die begrip gekom, dat dit is waarheen ek op pad is. So, dit is nie 'n lekker onderwerp nie, en dit is nie 'n onderwerp wat mense graag van wil hoor nie, maar ons moet tog weet, wat is die hel? En waarvan is dit wat mense gered moet word? Die Bybel beskryf die hel as 'n werklike plek, geliefdes, 'n plek van ewige straf, 'n plek waar die goddelose bewuste pyniging en skeiding van God sal lei. Kom ons kyk gou wat sê die Bybel oor die aard van die hel. Dis 'n ewige vuur. Die hel word beskryf as 'n plek van ewige vuur, voorberei vir die duiwel en sy engele, soos ons lees in Matteus 25:41. Die hel is die buitenste duisternis. Dit word ook na verwys as die buitenste duisternis, daar waar geween en geknars van tande sal wees. Matteus 8 vers 12. Die hel word ook na verwys as 'n poel van vuur. Die Bybel noem dat 'n poel van vuur en swaal wat die tweede dood is, waar die goddelose ewige straf sal verduur, in Openbaring 20. Nou, wat is die straf in die hel? Weereens, die straf wat goddeloos is, mense wat kies om nie hulle name in die boek van die lewe geskryf te hê nie. Vir hulle is dit 'n plek van bewuste pyniging. Dit is 'n plek waar mense
die goddelose mense vir ewig sal lei. Dit is 'n plek van skeiding van God. Die straf van die hel sluit ewige skeiding van God se vertroostende teenwoordigheid in. In 2 Tessalonisense 1 vers 9 staan, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en die heerlikheid van sy sterkte. Nou, hoe lank duur die hel? Vir hoe lank moet 'n mens in die hel wees? Jy weet, daar is 'n lering wat jy sal kry in die Rooms-Katolieke leer, wat praat van die vage vuur. Wie van u het al daarvan gehoor? Ja, die vage vuur. Met ander woorde, dis 'n plek, soortgelyk aan die hel, waar elke mens heen gaan, na sy afsterwe, gered of ongered, waar jy moet gaan boete doen vir die sondes van jou wat dalk nie vergewe is op die aarde. Dit is 'n valsheid, en dit is definitief nie die waarheid soos die woord het vir ons leer nie. Nou, hierdie vage vuur leer die Katolieke Kerk, 'n mens spandeer 'n tydjie daarin, totdat jou sondes vergewe is, en dan kom jy daaruit, as jy gered was, en jy gaan hemel toe, want jy het moes nou vir jou eie sondes betaal. Nou, die Bybel leer vir ons, dat die plek van verdoemenis 'n ewige straf inhou. Wanneer 'n mens daar beland, is daar geen hoop, geen redding, en geen uitkoms nie. Ons lees dit in Matteus 25 vers 46. Die hel is 'n nooit eindigende lyding en dis 'n fisiese lyding. Die lyding in die hel sal nooit tot einde kom nie en die vuur sal nooit uitgaan nie. Die Here Jesus leer vir ons in Markus 9 vers 43, en ek lees gou weer vir hierdie skrif, want dit illustreer dit waaroor ons nou gepraat het baie mooi. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is vir jou beter om vermink die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurms nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel in die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word, in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, blik dit uit. Dit is beter vir jou om met 1 oog in die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Jy kan dus sien dat die plek van verdoemenis die hel 'n ewige plek is. Dis 'n plek van duisternis, van pyn, van lyding, 'n plek waar 'n mens jouself blameer, waar 'n ongeredde mens jouself blameer vir dit wat jy verkeerd gedoen het, waar jy tot volle bewustheid kom van wie en wat jy was en wat jou sonde gedoen het. Die grootste probleem met die hel vir my broer en my suster, is dat dit 'n ewige skeiding van God is. Dis 'n skeiding van God se liefde. Dink 'n bietjie aan daai innige liefde en daai verteerdering, daai erbarming, daai warm liefde wat ons van die Here ontvang, daai omgee liefde, dit wat ons van God ontvang en dit wat ons van ons medemens, ons kinders, ons vrou, ons vriende ontvang, al daai liefde, al daai warmheid, al daai nabyheid, is vir ewig weg en jy sal dit nooit weer ondervind nie. Die hel is 'n plek wat ons moet vermy ten alle koste. Daar is ook 'n ander kant van die muntstuk, en dit is lekkerder om daaroor te gesels. Die ander kant van die muntstuk is dat mense wie se naam in die boek van die lewe geskryf is, in 'n plek kom met die naam van die hemel. Die Bybel maak dit duidelik dat mense wat van bo gebore is, die ewige lewe het en die ewigheid in die hemel sal deurbring. Die Bybel beskryf die hemel as 'n werklike plek. Dit is die woonplek van God. Dis waar gelowiges ewige vreugde, vrede en gemeenskap met God sal ervaar. Kom ons kyk wat leer die woord
oor die hemel. Die aard van die hemel. Die hemel is God se woonplek. Die hemel word beskryf as God se woonplek. God is daar en hy sit op sy troon. Psalm 11 vers 4 sê die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die hemel is 'n ewige koninkryk. Die hemel is nie iets wat ooit weer kan vergaan nie. Dit is voorberei vir gelowiges sedert die skepping van die wêreld. Matteus 25 vers 34 sê die Here Jesus, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die Bybel noem dat 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar God by die mensdom sal woon. Daarvan lees ons in Openbaring 21 vers 1 sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Wat is dan eienskappe van die hemel? Wat sal ons ervaar in die hemel? Wat sal geredde mense ervaar in God se teenwoordigheid? Geen lyding meer nie. Geen pyn, geen smart. Die hemel is 'n plek waar daar geen lyding, geen pyn of smart sal wees nie. Openbaring 21 vers 4 sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Daar sal ewige lewe wees. Gelowiges sal ewige lewe in die hemel ervaar waar hulle vir ewig by God sal lewe. Johannes 3 vers 16, baie bekende skrifstuk vir ons. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat nie in hom glo nie, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ek lees net weer daai teks. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die hemel is 'n plek van gemeenskap met God. Die hemel is 'n plek van intieme gemeenskap met God, waar gelowiges hom van aangesig tot aangesig sal sien. Kan u jouself dit indink, om God van aangesig tot aangesig te moet sien? Die Almagtige wat alles geskape het. Openbaring 22 vers 4 sê, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En 1 Korintiërs 13 vers 12 lees, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Wie is die inwoners van die hemel? Die eerste plek is God drie-enig daar, in die tweede plek is God se engele daar, en in die derde plek, mense wie se name in die boek van lewe opgeskryf is. Niemand anderster is daar nie. My broer en suster, oor die hemel kan mens waarskynlik 'n hele reeks spreuke lewer. Ons kan dan in kort saamvat en sê dat die hemel 'n plek is waar God drie-enig teenwoordig is. 'n Plek waar sy kinders en die engele hom van aangesig tot aangesig sien. 'n Plek waar dood, smart en pyn iets van die verlede en vergete is. Die hemel is 'n plek waar God se kinders in volmaakte geluk en vrede vir ewig en ewig hulle Vader sal dien en aanbid. Vir my is een van die belangrikste en die beste aspekte van die hemel dat geen sonde daar sal wees nie, en dat ek, wat Kobus is, nooit weer enige sonde sal kan doen nie. Ek sal nooit weer my Vader en my Here Jesus se hart kan seermaak met wat ek verkeerd doen nie. Dit is iets waarna ek voorwaar uitsien. Daar is 'n skerpe kontras. Stem jy saam? 'n Skerpe kontras tussen die hemel en die hel.
Nou kom ons vra weer die vraag. Aangesien ons nou weet dat mense wat God nie ken nie verlore is, aangesien ons weet dat daar konsekwensies is vir mense wat God nie ken nie, wie se name nie in die boek van die lewe is nie, dat daar 'n hemel en 'n hel is, nou vra ons die vraag, wat moet ons doen, broeders? En u weet dat die eerste ding wat Petrus vir hulle daarna sê is, bekeer julle. Nou kom ons gesels gou 'n bietjie oor bekeer. Die woord bekering word heel dikwels heeltemal verkeerd verstaan. Baie keer as jy met mense praat oor bekering of bekeer, dan dink 'n ou, dit is om op te hou sonde doen. Bekeer beteken, ek moet nou ophou sonde doen. Dit is egter nie in die konteks van 'n mens se redding wat bekeer beteken nie. In die oorspronklike taal, Grieks, word die woord bekeer metanoia gebruik. Metanoia beteken letterlik om te draai. Om heeltemal weg te draai. In die HT beteken dit, ons hoef nie eers Grieks te ken nie, kom ons kyk sommer in die Afrikaanse handboek vir Afrikaanse taal. Om 'n verandering van hart te ondergaan, of om tot ander gedagtes oor te gaan. Metanoia of bekeer beteken met ander woorde om jou gedagtes te verander, om jou mind te change, om dit wat jy glo te laat staan en iets anderster te glo. Bekering is nie 'n gevoel of 'n gedagte nie. Bekering is 'n doelbewuste besluit om jou gedagtes te verander oor 'n saak. En my broer en my suster, in die konteks van die redding van 'n siel, is bekering 'n doelbewuste besluit om weg te draai van ongeloof, nie van sonde nie, van ongeloof, en tot geloof in Christus te kom. Ek daag u uit. Ek het baie kere hoor sê, iemand oor preek en gesê, bekeer jou van jou sondes en glo, dan sal jy gered word. Kyk of u dit in u Bybel kry. Sien of u dit kan raadlees in u Bybel. Dit staan in geen Bybel geskryf nie. Miskien in van die nuwe vervalsings kan jy dit kry, maar enige ware Bybel, enige woord van God, sal jy dit nooit in kry nie. Bekering gaan nie oor sonde nie, bekering gaan oor jou gedagtes verander ten opsigte van wie Jesus Christus is. Jou gedagtes verander en wegkom van ongeloof in Christus af en jou bekeer tot geloof in Christus. Nou, wat is geloof? Ons het nou gou geluister na wat bekering is volgens die woord van die Here. Wat is geloof? Kom ons kyk. Wat sê die woord van die Here oor wat geloof is? In Hebreërs 11 lees ons die volgende, vers 1 sê, die geloof, Hebreërs 11 vanaf vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien. Ek wil hê jy moet baie mooi luister na hierdie skrif. Die geloof dan is 'n vaste vertroue. Dit is 'n vaste besef. Dit is 'n hartsbesef. Dit is iets wat nie kan verander binne in jou nie, want dit is 'n waarheid, dit is 'n realiteit op die dinge waarop ons hoop. 'n bewys in ons hart, in ons lewe, in ons wese van die dinge wat ons nie sien nie. In Hebreërs 11 vers 6 lees ons, en sonder geloof, met ander woorde, sonder hierdie vaste vertroue, sonder hierdie bewys in ons harte, is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Hoe kan ons na God toe gaan as ons nie in hom glo nie? As ons nie glo dat God is nie, hoe kan ons God nader? En 'n beloner is vir die wat hom soek. Geloof met ander woorde, geliefdes van die Here, kan ons dus sê, is 'n wilsbesluit om vas te vertrou in dinge of in iemand waarop ons hoop en die dinge of iemand wat ons noodwendig sien nie. 'n Preek oor geloof kan waarskynlik 'n hele reeks preke in beslag neem, maar ek dink dit is genoeg vir nou. As ons nou gekyk het na hierdie twee begrippe, bekering en geloof, dan moet ons onsself afvra, kan 'n mens uit jou eie krag besluit
om weg te draai van ongeloof en tot geloof kom? Is dit moontlik om self jouself te bekeer? Is dit totaal moontlik vir 'n mens om tot die besef te kom dat jy verkeerd is uit jouself uit? Of is daar 'n ander inspraak wat in 'n mens se lewe is, wat hierdie waarheid en hierdie realiteit vir jou reëel maak? Johannes 6 vers 44, en jy kan maar net luister. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Hoor jy wat sê die Here Jesus hier? Niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Dit is met ander woorde nie iets wat jy besluit om te doen, 'n ongeredde mens besluit om te doen nie. Dit is iets wat God doen deur sy Gees. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 45 staan geskrywe van Johannes 6. Dit is geskrywe in die profete, en hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van my Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. En ook in Johannes 16 vers 7. Maar, dis Jesus wat praat. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggegaan het, sal ek hom na julle stuur. Vers 8 sê, en as hy kom, die trooster, die Gees van God, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Met ander woorde, geloof is nie iets wat jy oor besluit nie. Dit is iets wat God aan jou skenk uit genade. Dit is iets wat die Heilige Gees in elke ongeredde mens se harte werk in hierdie wêreld. Geloof en bekering dan, my broer en suster, is iets wat in die harte van mense gebeur, wanneer hulle die woord van God hoor en God deur sy kosbare Heilige Gees in harte werk, om die waarheid van die nodigheid tot bekering en die geloof in Christus 'n realiteit te maak. Nog 'n teks wat ek graag met u wil deel. Ek het u gewaarsku, hier kom taamlik tekste. Romeine 10 vers 9. Romeine 10 vers 9. Lees ons 'n paar verse saam. Onthou, my opinie is van geen waarde nie. Wat van waarde is die woord van die Here. Daarom sê hy in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Dan vers 14, vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Dit is toch baie logies. Hoe kan ons God aanroep as ons hom nie in hom geglo het nie, as ons nie in sy bestaan glo nie? Jy sal mos mal wees om iemand te praat wat jy glo nie bestaan nie. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Die geloof, sê vers 17, is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Ons weet met ander woorde nou wat geloof en bekering behels. Kom ons kyk dan wat sê Jesus. Want ons moet nou vra, ons weet nou al hierdie dinge, ons het nou al hierdie punte deurgegaan. Ons het nou gesien van wat ons gered moet word. Ons het gesien hoe ons gered, of wat bekering en wat geloof beteken. En ons moet nou kyk oor hoe ons gered kan word. Hoe kan ons hierdie goeie realiteit maak? Hoe kan 'n mens wat die Here nie ken, hierdie goeie realiteit maak in sy lewe? En nou sal dit nie meer baie lank neem nie, my broer en susters, so hang vas. Johannes 3, ons baie bekende en baie geliefde teks. Kom ons lees dit gou. Die wat die Bybel sê, lees dit saam met my. Hier lê die waarheid, hier lê die kruks, hier lê die fondasie van die saak, waaroor dit gaan, en wat Jesus sê gedoen moet word, om gered te word. Kom ons lees Johannes 3. Let op as jy dit lees. Jy sal agterkom dat hier baie meer is, as waaroor ons in hierdie kort tydjie met mekaar kan praat. Gaan lees dit weer,
en maak dit vas in die harte, sodat jy ook dit vir ander mense kan oordra, wat die Here Jesus dalk nie in hulle lewens het nie. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en hom gesê, Rabbi, ons weet dat jy 'n leraar is, wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen, wat u doen, as God nie met hom is nie. En Jesus antwoord hom en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus vertel van Nikodemus se waarheid, sonder wedergeboorte gaan jy hel toe, Nikodemus. Sonder wedergeboorte sal jy vir ewig van God geskei wees. Jy sal God nie sien nie. En Nikodemus vra vir hom, Jesus kom ook en hy sê, jy moet weergebore wees. Nikodemus vra vir hom, maar hierdie weergebore, wat beteken dit? Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Nou kom Jesus en hy gee die antwoord en hy sê, Nikodemus, luister gou na wat ek vir jou sê. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water, met ander woorde, iemand is nie gebore uit 'n vrou nie, iemand is nie gebore in die vlees nie, en die gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Met ander woorde, hier's van twee gebore word gepraat. Hier's een wat die normale geboorte is van elke mens, en hier's 'n tweede geboorte wat Jesus van praat, wat 'n geboorte uit die gees is. Jesus sê, want uit die vlees gebore is vlees. Uit die vlees gebore is vlees, is verlore. Dra die sonde van Adam. En wat uit die gees gebore is gees. Moet jou nie verwonder nie, Nikodemus, dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Met ander woorde sê Jesus van Nikodemus, dit is miskien nie maklik om te verstaan nie, dit is nie miskien iets wat jy kan sien met jou oog gebeur nie, maar daar's 'n realiteit, dat 'n mens uit die gees gebore kan word. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, Nikodemus, jy is 'n dominee van Israel. Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sê julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. 3 vers 15 sê as volg, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus kom en hy herhaal hierdie stelling in vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Glo is hier 7 keer gebruik in hierdie teks. Daarom glo ek, daarom vertrou ek, dat glo 'n belangrike begrip is. Deur te glo in Jesus Christus kom die mens tot wedergeboorte. Geloof in Christus is dus die antwoord op ons vraag van wat moet ons doen, broeders? Jesus maak dit baie duidelik dat geloof in hom aanleiding gee tot wedergeboorte. Ongeloof veroorsaak veroordeling. In Markus 16 vers 16 sê die Here baie duidelik, hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Die skrif is dus baie duidelik dat niks anders as geloof in Jesus en die versekerde wedergeboorte daarna tot redding kan lei nie. Iets wat ons vir mekaar moet sê en iets wat jy moet besef, en wanneer jy moet mense daaroor gesels, vir hulle moet vertel, is dat geloof nie ons bydra is tot redding nie. Dit is nie, ek het nou ietsie gedoen, ek het geglo en daarom is ek gered nie.
Geloof kan ons meer sê is 'n respons, dis meer 'n reaksie op God se genadewerk. Die besluit om te glo of nie te glo nie, is 'n reaksie op God se genadewerk. Ons moet onthou, my broer en suster, dat selfs die vermoë om te glo ook 'n genadewerk van God is. Hierdie genadewerk is vir alle mense beskikbaar. Wat jou reaksie is op hierdie genadewerk, sal bepaal waar jy die ewigheid deurbring. Ons is baie keer geneig om die wa voor die perde te span. Soos ek hier nou gesê het, word dit baie keer verkondig, bekeer jou van jou sonde. En dan kom jy tot geloof. Nee, dit is tog nie hoe dit werk. Ons kom tot geloof in Christus, en dan is daar werk in ons lewe wat die Heilige Gees doen, wat die sonde veroordeel in ons lewens. Ek wil nie vandag vir u preek en sê dat sonde reg is nie. Ek wil nie vir u preek en sê dat dit nie nodig is om sonde te laat staan nie. Maar in die konteks van redding, het dit niks met sonde uit te waai nie. In die konteks van redding, gaan dit suiwer oor geloof in Jesus Christus. Weereens, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is ook baie duidelik dat redding nie uit werke is nie. Met ander woorde, om op te hou sonde doen. Hoe gaan jy ophou sonde doen as jy nie gered is nie? Jy is gered, ek is gered, u is gered, en ons vind dit moeilik. Hoe kan 'n mens wat nie gered is en wat die Here nie ken nie, om bekeer, met ander woorde ophou sonde doen soos mense glo, om gered te word? Dit is eenvoudig net nie moontlik nie. Met ander woorde, ons moet baie mooi daarop let om nie die wa voor die perde in te span nie. Redding is 'n genadewerk van God wat mense bring tot geloof in Christus. Hierdie Christus het die prys betaal vir ons sonde en is alleen magtig om ons te red. Ons sien dit in Efesiërs 2 vers 9 sê die Here. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons het verlede Sondag daaroor gesels, en u weet dat dit moontlik is om jouself te mislei, dat jy gered is. Deur te dink ek doen genoeg goeie werke, daai gewillige ruilbenadering, u onthou dit, maar dit is nie wat die woord van God ons leer nie. Werklike redding, werklike wedergeboorte, kom teweeg deur geloof in Jesus Christus. Wat moet ons glo oor Jesus? En ek haas my. Jesus is die seun van God. Dit is die eerste ding wat ons moet glo. Daar is sekere dinge. Dis nou maklik vir my om hier te staan en vir mense wat die Here nie ken nie, te sê, jy moet glo in Jesus Christus. Maar wat moet jy glo in Jesus Christus? Waarvan moet jy glo? Wat moet jy glo? In die eerste plek moet ons glo, Jesus is die seun van God. 1 Johannes 4 vers 15 sê, baie duidelik, elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is. God bly in hom, en hy in God. Lukas 1 vers 35, die engel antwoord en sê vir haar, vir Maria, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, die seun van God genoem word. Matteus 16 vers 16 antwoord Simon Petrus self en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. So in die eerste plek is die belangrikheid om te glo in wie Jesus is, die seun van God. In die tweede plek moet ons glo dat Jesus het gesterwe en hy het opgestaan uit die dode. 1 Korintiërs 15 vers 3 lees, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Vers 14, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Ook in Romeine 4 vers 24 lees ons, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Jesus is gekruisig, gestorwe en hy is begrawe.
maar hy het ook opgestaan. Jesus is die enigste weg tot redding, is die derde punt wat ek vandag duidelik wil maak. Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Handelinge 4 vers 12 lees. En die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam gegee onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Kom ek lees die vers weer. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Met ander woorde, net in die naam en net deur Jesus Christus word 'n mens gered. Nie deur Boeddha nie, nie deur Calvin nie, nie deur universele godsdiens nie, deur niks anders nie. Nie deur werke nie, deur niks nie, deur Jesus Christus, wat die enigste weg tot redding is. My broer en my suster, ek maak klaar. Hierdie 3 punte is dan die essensie van wat ons oor Jesus moet glo. Wanneer 'n mens dan tot besef kom van sy verlore toestand en deur die genadige werking van die Heilige Gees hom bekeer van sy ongeloof en tot geloof in Jesus Christus kom, is hy volgens die skrif gered. Niemand anders en niks anderster kan ons red nie. Christus het die prys betaal en dit is voldoende. Luister baie mooi wat die woord van die Here sê. Daarom soos die Heilige Gees spreek in Hebreërs 3 vers 7. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Dit is maar al wat ons kan vra vir diegene wat se name nog nie in die boek van die lewe geskryf is nie. Deur ons prediking, deur die woord van die Here, deur die genadige inwerking van die Heilige Gees, wanneer jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Kom ons kies dan vandag, die van ons wat dit nog nie gedoen het nie. Kom ons kies dan Jesus. Amen.